Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom Job. Ons ken seker min of meer die oorsig van Job se lewe en dit wat die Bybel vir ons beskryf. Nou die Bybel gee vir ons die CV van Job en ons lees dit in Job 1 vers 1 waar staan: En die man, dis nou Job, was vroom, opreg, godvreesend, een wat afgewyk het van die kwaad. Dis wat in die hemel geskrywe staan van Job. Maar dan gebeur daar iets in Job se lewe waarvan hy niks weet nie. En dit is, in die geestesrealm tussen God en die duiwel vind daar 'n gesprek plaas. Hierdie gesprek lees ons daarvan Job 1 vers 6 af. En God vra vir die duiwel: het jy ag gegee op my knegt Job? En die duiwel sê: ja, maar dit gaan goed met Job en hy dien u, want dit gaan goed met hom. U het hom ingesluit van voor en van agter en u beskerm vir Job en u bewaar alles wat hy het. En God sê vir die duiwel: goed, sy besittings is in jou hande. Goed, hier leer ons iets baie belangrik. En dit is God se absolute soewereiniteit. So God is in beheer oor die ganse heelal en die duiwel kan niks doen dit waarvoor hy nie die toestemming van God het nie. So alles wat die duiwel doen, moet hy eers by God verbykom met dit wat hy wil doen. Soos in die geval van Job. En sien ons, die beproewinge kom oor 'n mens se lewe. En die Bybel sê vir ons, as jy 'n kind van God is, dan moet jy weet, daar sal beproewinge oor jou pad kom. En as jy 'n egte kind is, sal die toetse gebeur, die toetse kom. Goed, nou, in 'n oomblik, vriende, in 'n oomblik verloor Job alles wat hy gehad het. Vanaf 'n baie welvarende man, tot iemand wat boemelaarstatus het, op 'n ashoop, in 'n oomblik se tyd. En dan vind die volgende gesprek plaas tussen God en die duiwel en die duiwel sê: ja, maar hy's nog gesond en vir jou lewe sal jy enigiets gee. En God gee vir hom die volgende toestemming en dit is oor sy gesondheid, maar hy mag nie sy lewe raak. En nou is Job siek en hy's vol swere en hy moet sy swere krap met 'n potskerf. Nou sit Job op die ashoop. In 'n oomblik se tyd het sy lewe heeltemal in duie gestort. En nou, die een wat by hom moes staan, sy vrou, hoofstuk 2 vers 9. Toe sê sy vrou vir hom: volhard jy nog in jou vroomheid, seën God ten sterwe. Wat dit eintlik bedoel is vloek God. Dit wat sy vrou gesê het is vloek God en sterwe. Maak klaar en dis verby, Job, met dit alles. Die een wat hom moes ondersteun, die een is toe eintlik die wat hom in die verderf lei. En nou kom sy 3 vriende. Die 3 Jobs troosters, soos ons hulle in die spreektaal ken. Elkeen van hulle kom met sy eie gedagte. En nou het dit so gewerk in daai tyd, dat wanneer jy iemand moes gaan ondersteun, dan het jy by hom gaan sit, en jy het gewag tot hy begin praat, voor jy praat. So, nou gaan sit hulle by Job vir 7 dae, en op die 7de dag begin Job met hulle praat. Elkeen van hierdie 3 kom met sy eie gedagte, en uiteindelik, Job, dis sonde. Job, jy het gesondig, dis sonde wat gemaak het, dat jy is waar jy is. En uit dit leer ons 'n baie belangrike saak, en dit is, dis nie altyd sonde nie. Dis nie altyd sonde nie, daar is baie verskillende redes, hoekom dinge in ons lewe gebeur. Maar, die volgende wat ons leer is, 'n ware vriend ondersteun jou. Hierdie 3 het eintlik die duiwel se plek ingeneem. Want kyk, die duiwel is die een wat beskuldig. Hy's die aanklaer van die broeders, sê Openbaring vir ons. So hy kla aan, hy beskuldig, hy bring jou sondes in gedagtenis. Nou kom hierdie 3, die een kom met die wet, die ander een kom met die tradisie, en so kom elke een met sy eie gedagte. Weet u wat is die skokkende gedagte? Baie van dit wat hulle sê is waar. Baie van dit wat hulle sê is waar, maar op die ou end moes Job vir hulle gebid het. Nou, hulle kom
en sien ons in hierdie gedeelte, wat is die waarde van 'n ware vriend? 'n Ware vriend is iets wat baie skaars is. Iemand wat by jou sal staan in moeilike omstandighede. Die Bybel sê vir ons, as iemand voorspoedig is, dan het hy baie vriende. Vriende is oorvloedig. Maar wanneer dit moeilik gaan, dan is dit iets anders. 'n Ware vriend, as jy 'n ware vriend het, moet jy hom oppas met alles wat binne in jou is, want hulle is so skaars soos hoendertande. En nou gee die Bybel ons die opdrag as kinders van die Here, moet ons iemand se ware, ons moet hulle lief hê met die liefde van God uit ons hart uit, die agape liefde. Nou kom ons, en daar in hoofstuk 9 vers 1, nou sien ons, maar Job het geantwoord en gesê, waarlik ek weet dat dit so is, en hoe kan 'n mens regverdig wees by God? En as u nou in hoofstuk 9 verder lees, dan sien u, wat is nou die beeld van God, van Job? Die beeld van, kyk, ons het elkeen 'n beeld van God. Hoe sien ek God? En wanneer dit goed gaan met my, dan kan ek God sien as liefde, genade, barmhartigheid, 'n liefdevolle Vader. Maar wanneer die toets kom, kan dit baie maklik gebeur, dat my beeld van God verander. Want jy sien, die omstandighede verander. En omstandighede het ongelukkig op ons lewe 'n groot invloed, hoewel dit nie moet wees nie, maar ons is mens, en as die omstandighede verander daar baie dinge. Nou sê Job, u is so groot. Kom sal u luister as ek met u praat. U beheer die heelal, u beheer alles in die heelal. So vir watter rede sal God na my luister as ek met hom praat? Daar in hoofstuk 11, dan sien ons, kyk, onthou, elke een van ons word gekritiseer met tye. My goeie bedoelinge word gekritiseer. Hoe hanteer ek kritiek? Soos Job. Job het sy beste ingesit. Job het alles probeer. Job het vir God alles ingesit en hy word gekritiseer. Hoe hanteer ek kritiek? En dit is 'n baie moeilike saak. Goed, nou sien ons in hoofstuk 13 vers 15. Hoofstuk 13 vers 15, daar lees ons van die dapperste woorde in die Bybel. Job sê, kyk, al wil God my oombring, ek hoop op hom. My hoop is op God, ongeag omstandighede. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. My vertroue is in die Here en sal in die Here bly. En hier dink ek, dis nou maar my persoonlike gedagte, een van die groot sleutels van dit wat uiteindelik met Job gebeur het. Wat doen ek as die omstandighede teen my is? En het ons gesê, ons groot oorlog is wanneer die omstandighede anders is as wat die Bybel vir ons sê. Anders is as wat God sê. Anders is as wat my omstandighede is. Om dan in God se beloftes te bly vashou, dis ons uitdaging. Mag die Here help. Ons gaan voort 'n volgende keer met die gedagte oor Job. Mag die Here u baie ryklik seën in elke opsig. Mag God u seën, gees en siel en liggaam, en na die tydelike, die Here help u.